Wel, goeiemôre beloveds, goeiemôre vriende, collega's in die evangelie. Goeiemôre, wat 'n voorreg is dit om u te groet op hierdie blad via Apostolic Voice. Dit is Vrydag en ja, die lied sê since Jesus came into my heart. Amen. What a joy it was and still is. Ons kan dit die Here eer vir dit wat hy doen, selfs in hierdie tyd waarin ons lewe. Amen. Baie onsekerheid, baie jy weet, probleme, baie stryde, baie storms wat ons mee te kamp het. But since Jesus came into my heart, dit was 'n blye dag toe ek my hart aan die Here gee. Geliefdes, ja, vandag ek praat oor die swaar tye waarin ons is en party glo dit sal nog kom. Maar die tema, veral die opskrif in hierdie Bybel van my sê swaar tye sal kom. Baie glo dit is al hier en ek kan met die saamstem. Baie families gaan vandag deur baie troebelwaters, deur baie stryde, deur baie probleme. Baie wonder sommige tye, is dit nog die moeite werd? Is die lewe nog die moeite werd? My kinders stel te leer, my kollegas stel te leer, my vriendekringe stel te leer, is dit nog die moeite werd om aan te gaan? En as ek in die kerk kom, dan lyk dit my gemeente, my broers en my susters, hulle stel te leer. En sommige tye lyk dit selfs die leier van die gemeente stel te leer. Dit is moeilike tye om te koop. Jy weet, vra jy elke dag dieselfde vraag af. Is dit die moeite werd? Die woord van die Here 2 Timoteus 3 vanaf vers 1 sê, en ek gaan dit op die skerm wys, hierdie teksgedeelte, en dis in die 53 vertaling. Jy kan, maar daar volg ek dis die 83 vertaling het. En dit sê, dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemens en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Hulle sal nog die uiterlike skyn van die godsdienst hê, maar die krag van die godsdienst sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense af. Amen. Dis die woord van die Here vandag vir die kinders van die Here. Prys die naam van die Here. Swaar tye sal kom. Moeilike tye sal kom. Ek en my buurvrou praat so 'n paar dae, so 2 dae gelede, oor die kostes van die lewe en hoe dit 'n gesukkel is baie kere om kop bo water te hou. En dit is die reine waarheid. Ons kan nie meer, jy weet, lewe soos wat ons gelewe het nie. Destyds het ons nog 'n bietjie luxuries gehad en jy kan enige tyd besluit het, nee, maar ek gaan 'n bietjie in stad toe ry, en dan gaan ek inkopies doen of gaan net 'n bietjie rondloop. Maar nou kan jy nie eers meer dit doen nie, want as jy wil Kaapstad toe gaan, moet jy op 4
R se petrol ingooi. Dit was 200, 150 rand was genoeg. Nou met die 400 rand ingooi, maar so dit gaan nie sin maak nie, dit gaan 'n finansiële repercussie het en dit kan op die einde van die dag 'n bietjie probleme veroorsaak. Dinge het 'n bietjie moeiliker geword. Dinge het bietjie vererger. Die kostes van die lewe is duurder. En jy maak dit as huishouding ampertjies net. Nou dink jy aan hierdie mense wat in 'n laer salarisskaal lê en die wat nou nie werk nie. Hoe moet hulle dit maak? Hoe moet hulle survive deur die maand? En dan sal daar van die government nou hulle op die skouer, jy weet, klop en vir hulle self sê, nee, maar ons gee dan die mense R350 of R370 en ons gee dan SASSA grants vir die kinders en ons gee dan SASSA grants vir die pensionarisse en ons gee dan SASSA grants vir die disabilities. As 'n gewone huishouding met R5000 nie eens deur die maand kan kom nie, hoe gaan 'n gewone huishouding met R350 of R370 of met R2000 deur die maand kom? Want daar moet krag gekoop word, daar moet kos gekoop word, daar moet skuld betaal word, al hierdie goed. En alles is duur. Swaar tye waarvan ons die effek, ons voel dit. Maar nou het hierdie effek oorgekom en mense, jy weet, het begin selfsugtig raak. Mense het nou begin voel, nee maar luister hierso, ek het dan nou net 'n bietjie, hoekom sal ek nou nog die bietjie ook wil deel? Of mense het geldgierig geword, en hier word in die Bybel beskryf in die teks. Mense het geldgierig geword. Hulle sal jou uit jou werk druk om 'n goeie salaris te kry. Hulle sal ewen, jy weet, gewoonlik as jy lip gepraat en die persoon werk saam met jou by een plek en dan sê die persoon, ag nee, maar jy kan sommer saam met my ry destyds nou. En so aan. En dan was daar nou nog geen kostes nie. Nou gaan 'n persoon vir jou maand se tarief vra en vir jou sê, luister maar, jy sal moet bydra by die petrol. Verstaanbaar so. Maar nou vra jy nie deel nie die petrol nou gelyk op in die maand nie, jy gaan nou ekstra vir hom charge. Met ander woorde, jy gaan nou 'n bietjie skor op die einde van die dag, want dit mos nou jou motor. Maar die klem val op, ag nee wat, ek wil 'n bietjie kontant ook nog in my sak steek. So mense het geldgierig geraak. Jy sal alles doen om geld in die hande te kry. Net om deur die maand te kom. Dan kry jy die span wat groot praters geword het. Jy is nie by die ability om miskien, jy weet, 'n lawyer te wees of onderwyser en al die goed, maar nou, jy weet, jy sit nou, en ek kyk nou nie neer op die fabriekwerkers of so nie, maar jy is nou in die fabriek, maar jy het ons nou nie gaan verder studeer nie. En nou praat jy soos hierdie mense wie in 'n gemaklikheidssoon sit, met goeie salaris, goeie werk, hulle kan koop by die duurste winkels waar ook al, en jy praat nou soos een van hulle. En weet jy wat, baie keer, dan doen jy ook soos hulle. En dan kom jy in die maand, dan kom jy agter, maar juist, jy het nog 'n fout gemaak. Jy's groot praterig, jy praat soos iemand wat het. Jy's groot praterig, jy praat soos iemand wat hy duur ding kan bekom. En jy weet, jy is nie in 'n finansiële welstaat of om daai items te bekom nie. En so kan gaan, kinders is ongehoorsaam teenoor hulle ouers.
ons kan aangaan. Maar jy weet, en jy moet baie keer agter, ek het al gehoor, die kinders word so groot gemaak. Die kinders word so groot gemaak, en dan jy koop van kleins af by hierdie kind, hierdie duur tekkies, hierdie duur, jy weet, items. Die kind moet nou die beste lyk. Vandag se trend is nou mense order hulle klere van Shein af of van Temu af. Maar jy voel jy moet die beste voorkant sit. Jou kind is gewoonte aan. Hier kom die kind in sy vroeë tienerjare en nou wil jy by Pep Stores instap. Die kind gaan vir jou lelik aankyk. Die kind wil nie by Pep Stores se klere hê nie. Of jy kan nie nog by Ackermans ingaan nie. Nee, die kind wil by Sportscene ingaan. Die kind wil by dierwinkels ingaan, legit in daai tipe winkels wil die kind ingaan. Because you created that precedent when she or he was small. En nou sit jy met hierdie probleem. Jy weet nie wat om te maak. Die kind is ondankbaar. Jy gee jou beste. Maar nou, omdat jy die worteltjie laat groei het toe dit klein was, gewoon gemaak in Nike tekkies, gewoon gemaak in Jordans, gewoon gemaak in Adidas. Die kind moet die beste lyk, die kind moet die mooiste lyk, die kind moet die duurste lyk. En hier word die kind groot. Die kostes is duurder. Jou inkomste het nie verbeter nie, maar die kostes het gestyg. Jy kan nie meer by Nike uitkom, jy kan nie meer by Adidas uitkom, jy kan nie meer hierdie Jordans bekostig. Hierdie goed kos R3,000. En waar gaan jy nou R3,000 ophoes? Dis moeilik. Nou stap jy by 'n winkel in wat jy daar nie name is nie. Of jy weet wat, daar's 'n trend gewees, die ouers gaan Bellville toe. Daar kry ons nou die aftermarket tekkies en goed, wat jy nou 'n bietjie goedkoper gaan betaal, en dan vra jy daar ook sommer vir 'n boks by, jy betaal so R10 vir die boks miskien. Amen, maar nou is die tekkies binne in die boks. Die kinders weet presies wat dit aftermarket is. Want daar sekere betsies op sekere plekke wat hulle gaan na kyk. Dis ondankbaar. Dit het toegeneem. Mense het ongodsdienstig begin raak. Jy weet, ek het agtergekom, Sondag raak nou die beste shopping days. Sondag is nou jou beste inkopiedag. Saterdag is nie meer conducive nie, want weet jy wat, dit het toegeneem op 'n Saterdag. Die dorp bly vol, jy kry nie parkering in die parkeerareas nie. In sekere areas moet jy nou betaal om daar te staan, en ons mense wil ook nie daar staan nie. So jy gaan dan uitkom op 'n dag wanneer die dorp 'n bietjie stiller is, and now we use the Sunday that was normally used for your church day. Dis die dag wat jy aan God eer gegee het, but nou, jy is in die dorp, jy is in die mall, jy is daar besig om jou inkopies te doen, terwyl jy afwesig is van jou byeenkoms. Mense het ongodsdienstig begin lewe. Ons mense is liefdeloos begin raak. Liefdeloos. Amen. Destyds was jy besorg oor jou buurman. Jy was besorg oor mense wie in die pad geloop het en gebedel het vir kos en broodjie gevra het. Jy was besorg gewees. Because destyds was dinge 'n bietjie makliker, maar nou jy jouself, jy weet, haal asem deur jou kiewe. Jy sukkel self. En as die man hier by jou deur kom klop, jy sê nee meneer, ek is jammer, ek het net 'n brood vir my huis. Die liefde en die kompassie wat daar was, is nie meer daar.
Jou buurman is langs aan, jy weet nie eens van die kwaal wat hy het. Jy weet nie eens hierdie buurman van jou is op en af hospitaal toe nie. Liefdeloos. Normaal by jy gaan kuier en 'n bietjie tee gaan drink en 'n bietjie gesels en jy 'n bietjie tyd spandeer, maar nee man. Elkeen is maar nou in sy eie hoekie. Iets wat ook toegeneem het nou huidiglik in hierdie samelewing is kwaadpratery. Mense praat gemaklik van ander mense. Jy is in 'n persoon se teenwoordigheid, hoor wat gesels word en dan gaan jy agterom en jy praat teen daai persoon. En jy was maklik deel ook van hy gesprek, maar nou as jy by die ander persone kom, dan lyk dit jy was nie deel van daai gesprek nie. Ons praat kwaad vir mekaar. Dis waarom is daar so baie haat is, so baie ongevoeligheid. Ag, wat as daai persoon so is, dan gaan ek ook maar nie worry nie. Dis die tyd waarin ons lewe, geliefdes. Ons lewe in 'n verskriklike tyd. Mense wil nie versoen nie. Omdat die persoon elke keer, jy weet, die beste probeer voorsit. Maar elke keer lyk dit, die persoon doen verkeerd om dit te doen. En nou raak die persoon kwaad, dat sy wil niks met die mense te doen wees nie. Sommige tyd is dit self in families waar dit so is. Daar's kwaad en haat en jaloesie en al hierdie goed. En daar wil niemand wil versoening doen nie. Niemand wil regmaak nie. Niemand wil in vrede lewe nie. Ons mense is bandeloos, hulle lewe bandeloos, hulle is wreed. Het jy al ooit so baie moorde gesien? Het jy al ooit so baie begrafnisse gesien? Die Kaapse vlakte word elke naweek gery. Dit bly sterftes, en dit is nie net 1 of 2 nie, dit is 8, 10, 12, so gaan dit. Mense sterwe, dis jong manne, wie sterwe? En sommige tyd is daarvan die onskuldiges wie getref word deur 'n dwaalkoel. Mense is wreed geword. Mense lewe sonder liefde. Mense is liefdeloos. Goeie is uitgesluit. Liefdeloos. Wat het geword van ons wêreld? Wat het geword van ons lewe? Wat het geword met ons self? Dat ons in daai tipe mens verander het. Hoor hierso, mense sal liewer lief wees vir die genot as lief wees vir God. Jy sal jou Sondagtyd, en ek maak nou hierdie voorbeeld met Sondag, want Sondag is ons gewoond aan kerk toe gaan, sal jy gebruik om te braai en familie reunions te hou. Ons het dis jaar het ons Saterdag gebruik vir daai tipe dae. Want ons wil elke dag van die week wil ons nou ten volle benut. Ons het geword liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Wat bly oor? Wat bly oor? Wat verwag ons van die Here af terug? As ons onsself diskwalifiseer van goedheid en guns. As ons onsself diskwalifiseer van God se voorsieningsbron. Nou sal ons ook die verskoning aanwend wat die Here verstaan. Die Here verstaan absoluut niks. Ons is in hierdie aarde om die verskil te wees. Ons is in hierdie aarde om die mondstuk te wees. En as ons, jy weet, nie in diens staan van die Here nie, wat verwag ons van die Here af terug? Paulus skryf en hy sê, luister man, bly weg van sulke mense af. Moenie saam sulke mense uitdaan. Mense wie net uit jou uit wil suig en net die teenoorgestelde wil wees as jy. Mense wie beledigend is. Mense wie geldgierig is. Mense wat groot praat is. Bly weg van hierdie mense af. Mense wie ondankbaar is. Bly weg van hierdie mense. Mense
mense, kinders en so aan wat ongehoorsaam is aan hulle ouers. Bly weg. Bly weg van bandeloosheid af. Bly weg van gangsterisms af. Bly weg van hierdie mense wat wreed is en moorde pleeg. Bly weg van hierdie mense wat liefdeloos is. Paulus is baie direk vandag. Hy praat met ons. Bly weg. Bly weg van hierdie mense wie jou kan verraai. Bly weg. Bly weg van hulle wat goddeloos lewe. Bly weg van hulle af. Bly weg van hulle wat hoogmoedig is. Amen. Halleluja. Hulle gaan jou moeg maak. Bly weg van hulle af. Bly weg van hulle wie goddeloos lewe. Bly weg wie ongodsdienstig is. Hulle wie Sondag verkies om hulle nice times te hou. Bly weg van hulle af. Bly weg van hulle af wie nie dieselfde liefde het as wat jy het vir God nie. Mense wie hulle tyd spandeer met alkohol, rook, met bandeloosheid en al die goed. Bly weg van hulle af. Luister my liewe vriend. Genade is vir ons genoeg. Wat gaan ons maak as daardie genade wat God aan ons gee, as dit opraak? Wat gaan ons maak as ons eendag weer ons oë oopmaak en hier staan die Here? Wat gaan ons maak? Wat gaan ons antwoord wees? Jy weet, ons maak elke dag keuses. En die vraag wat ek jou vandag vra, is die keuses deurbid, deurgepraat met God? Is die keuses, het dit God se goedkeuring, het hy besluit God se goedkeuring weg? Daar gaan 'n tyd aanbreek, liewe dierbare vriende, dat ons gaan spyt wees. Spyt oor die keuses wat ons gemaak het. Spyt oor die besluite wat ons uitgeoefen het. Maar dit gaan te laat wees. Dis waarom het belangrik is om, Paulus sê, die tyd uit te koop. Want die dae is boos. Dit gaan moeiliker word. Dit gaan gevaarliker word. Dit gaan eensamer word. Wat gaan jou antwoord wees? Wat gaan jou antwoord wees? Sal ons soos Paulus kan uitroep wanneer hy sê in 2 Timoteus 4 vanaf vers 7, ek het die goeie stryd gestry. Of ek het die goeie wedloop afgelê. Ek het die wenstreep bereik. Ek het die geloof. Ek het geloof. Paulus, op die dag dat hy weer kom, sal die Here die regverdige regter dit vir my gee, en nie net vir my nie, maar ook vir almal wat met verlange uitgesien het na sy koms. Wat is dit wat die Here ons gegee? Vers 8. Nou wag die oorwinnaarskroon vir my die lewe by God. Is dit waarna jy uitsien? En as jy daarna uitsien, en jy lewe hierdie goddelose lewe in hierdie moeilike tye waarin ons is, liewe luisteraar, moet jy vandag regmaak en vir die Here se Here. Ek was altyd onder die verkeerde impressie gewees. Ek was op die verkeerde pad gewees. Gedink ek doen reg. Wanneer mense 'n stukkie brood by my kom vra, 'n bietjie water en so aan, het ek hulle weggewys, gesê die kraan het geen water in. Daar is nie brood nie, maar daar sit jy met 'n halwe brood in jou kas. Geliefdes, tyd
loop uit. Tyd is min. Kom ons maak die regte besluit. En ons gee die Here kans in ons lewe. Maak die vandag kry in ons lewe. Mag die vrede vind in die dag. Dit is die regte ding om te doen. Tyd loop uit. Tyd wag nie. Staan nie stil nie. Maar beter ook, as jy jou besluit in Christus vasmaak, is jy regverdig om jou naam in die boek van die lewe te skryf en jou syne te maak, dan het jy die reg om hierdie skrif of hierdie boodskap of hierdie verklaring te maak. En almal wie hom aangeneem het, en hulle het hy mag gegee om kinders van God te wees. Dit kan vandag jou lewensveranderingsbesluit keuse wees. Kies reg. Die Here wag net vir jou. Mag die dag geseënd wees. Mag u vrede vind. Mag u blydskap en liefde vind in Jesus Christus. Aan God al die ere. Hy het wonders gedoen. So be glorified.